Goeiemôre, 10 April en dit so 'n paar antwoorde vir refugee program en lewe hier in Amerika. My dogter is nou swanger nadat ons die aansoek begin het, gaan dit 'n probleem wees. Nee, gaan net voort met die aansoek. Hulle sal dit optel by die medies anyway en sê of een of ander ekstra iets wat hulle moet doen. Maar jy gaan net voor met jou lewe en vooraan met die stappe. Lewenschanges en goed word in ag geneem tydens die proses van die aansoek. My pa was 15 jaar in die SAW gewees. Sal hy met sy kwalifikasies 'n job in die US military kan kry? Nee, glad nie. Nie terwyl hy refugee is nie. Eers as jou pa sy green card gekry het en hy's nou 'n permanent resident en hy's onder 42, dan kan hy aansoek doen om die army te join, die military te join, provided hy pas sy fitness test en hy's gesond genoeg. So enige vorige militêre experience stel niks vir jou as jy na Amerika aankom anyway. En as jy aankom, jy kan aansoek doen soos enige ander ou, jou vorige militêre experience, my dit nie getel nie. Ek was 'n luitenant-kolonel in die lugmag in Suid-Afrika met 21, amper 22 jaar diens. Ek moes in Amerika oorbegin het as 'n private, as 'n troepie, toe ek basies gaan doen het. Dit is nou, okay, hier is nou iemand wat iets sê oor die tyd. Ek maak altyd 'n berig en sê ek is nou so laat as ek die berig doen of so laat. Dan is daar mense wat terugkom en sê, man, jy weet nie van tyd, dit is eintlik so laat. Onthou as ek 'n tyd sê, dis die tyd wat die berig gemaak is. As jy het eers 5 ure later of die volgende dag lees, dan is dit mos nog nie ek wat verkeerd is met tyd nie. Dis mos logies, jy gaan mos nie die berig, die ding as die video gepost word onmiddellik sien nie. As jy hom eers die video 10 ure later sien vir die eerste keer, dan beteken dit nie ek het gelieg oor die tyd nie. Whatever, dis nou die tyd se probleem. Ons het 16 Maart aansoek gedoen en nog niks gehoor nie. Wel, dit is nog nie 'n maand nie, maar as jy nog niks gehoor het nie, het jy dalk nie die hele ding heeltemal submit nie. Gaan op daai website in waar jy die aansoek gedoen het, op die Amerikaanse ambassade se website en kyk of die goed gesubmit is. Baie keer rol die mense nie tot heel onder nie en het die submit button of daar's iets wat uitstaande was toe hulle submit en het nie die skrif daar gelees nie. Gaan kyk maar net of alles daai regdeur is. Ek het 'n graad ek's 'n prokureur, ek het 'n graad vir prokureur, jy weet, lawyer goeters. Sal ek dit na Amerika kan bring? Jy bring jou graad saam en jy kan hom translate na American toe, maar iets soos professioneel, lawyers, dokters, nurse, al die, jy gaan nog steeds hier 'n lisensie moet doen vir dit. So as miskien vakke wat jy gaan nog ekstra moet doen hier in Amerika. En lawyers en goed, en jy moet die bar exam hierdie kan slaag vir watse staat jy gaan operate in. My seun is 'n matriek, hy wil graag die US Navy join, hy wil graag 'n Navy SEAL word. Kan hy dit doen as ons met die refugee program oorkom? Nee, hy kan nie. Hy gaan eers deur die proses moet gaan, deur die refugee jaar gaan, en dan as jy permanent residence is, green card het, dan kan hy beslis die military join enige tyd. Dan sal ek hom aanraai, join die Navy. Gaan in die lyn in van, jy gaan nog nie Navy SEAL kan word nie. Jy's 'n permanent resident en gaan deur die proses, deur ander goeders wat jou voorberei vir dit, nie dag wanneer hy 'n citizen word en daar word ander jobs oopgemaak vir hom, dan kan hy pad volg. So hy kan eventually daar uitkom, dis nie 'n probleem nie. Dit gaan nie vinnig wees nie. Ons het skuld, kan ons aansoek doen. Niks keer jy om aansoek te doen nie, maar onthou jy kan nie weghardloop van jou skuld af met die proses nie, nog steeds jou skuld cover. Maar niks keer jy om aansoek te doen as jy skuld het nie. Wanneer moet ons bedank of ons huis verkoop en so voort? Daai kan ek jou nie 'n antwoord gee nie, dit is jou eie keuse. Ek gaan nie vir jou antwoord gee nie, ek gaan nie vir jou raad gee nie, want die proses kan enige tyd stop of op hold wees nie. As jy klaar bedank het of jy klaar jou huis verkoop en nou sit jy homeless vir 2-3 maande tot jy weer kan kom, en dan wil die mense sê, ek het vir hulle gesê, hulle moet bedank en hulle moet huise opgee. So ek kan ongelukkig nie vir jou daai besluit maak nie. Ons is 'n couple, ons is nie verloof of getroud, jy kan ons nog steeds saam aansoek doen. Nee, jy kan nie. Jy moet, as jy albei oor 21 is, moet julle albei apart aansoek doen. Jy kan gevra om gelink te word, maar dis geen garantie dat jy gaan saam in Amerika aankom, of dat jy eers jou proses saam gaan voltooi nie, want die een kan background checks het wat op hold is, of die een kan medies het wat lank vat, en dan noodwendig wag hulle vir mekaar nie, hulle kan net sê die een moet gaan so lank. En dit is nie eens noodwendig dat jy in Amerika by dieselfde plek gaan uitkom nie. So nee, as jy nie verloof, of as jy verloof tel ook nie eers nie, jy moet getroud wees.
Ewen as jy verloof is, as jy nog nie getroud is nie, gaan dit ook 2 separate aansoeke moet wees. Kan ek my diere saam met my oorbring? Hierdie is 'n refugee program vir mense, nie vir diere nie. So jy kan glad nie jou diere saam met jou bring op die refugee program nie. As jy hier is en jy's nou woonagtig hier en jy het 'n plek in akkommodasie, keer niks jou om jou eie diere op jou eie koste te transfer nie. Gaan jou net baie geld kos en baie tyd vat. En sekere tipe diere kan glad nie kom anyway nie, van restrictions, van international restrictions. Maar honde en katte, no problem, my gaan maar net dier, hulle gaan meer betaal vir die hond en die kat se ticket om hier toe kom as 'n mens se ticket. Moet karre daar ook eers roadworthy teste doen en so aan en elke jaar geïnsureerd word of elke jaar gaan vir lisensie en so aan. Karre word nie al die state nie. By ons as jy kar koop, hy hoef nie eers deur 'n roadworthy test te gaan of so nie, want daar is 'n rekord op die kar. Jy kyk in Carfax, jy kan sê of die title active is. As die title nie active is, jy moet hom eers active kry. Dis 'n roadworthy test, maar as hy net getyds as hy active title het, dan kan jy hom net koop en ry. En ja, en jy doen elke jaar jou lisensie renew vir jou karlisensie. As 'n persoon sleg behandel is in die onderhoude, hulle het hom bietjie gegrind oor sy geloof, en bietjie gegrind oor sy militêre tyd, en jy weet, bietjie gegrind oor dit, en nou, dalk word hy nou afgekeer weens daai gegrind, het hy is daar regte wat hom gaan beskerm? Nee, daar's nie regte wat jou beskerm. Hierdie is nie 'n proses wat jy kan sê, ek claim hierdie en hierdie rights, human rights of whatever nie. Dit is 'n program wat die Amerikaners aanbied vir refugees, en as hulle in die onderhoud agterkom, hulle soek nie hierdie persoon in Amerika nie, dan soek hulle hom nie, dan is daar absoluut niks wat jy dan kan doen nie. So, nee, daar is nie, as hulle iemand gegrind het vir 'n sekere, dan hulle redes gehad om hom te grind. En baie mense is bietjie gegrind in hulle onderhoude, en kom nog steeds hier aan, jy weet, hulle doen. Dis daai agent daar, so die Amerikaanse agent se due diligence om te volg, om seker te maak dat hy bring nie kriminele in die land in, of mense wat gaan terrorisorganisasies join, jy weet, mense wat 'n probleem vir die bevolking gaan word nie, gaan dit definitief inbring. So as jy op jy grind daaroor, gaan deur die grinding, maar as hulle jou afkeer daaroor, daar's nie 'n plek wat jy gaan complaints insit en sê, hey, ek het rights, julle moet my aanvaar nie. So ongelukkig nie. Nee, daar's nie so iets nie. So dis dan vir vandag. Jy kan nog vrae onder aansit en dan antwoord ek dit vir julle weer. Moontlik gaan ek môre met julle 'n interview doen of 'n live doen en dan maak ek julle laat weet. Geniet die dag verder.